Dag sê dankie en welkom by nog 'n uitsending van Kletskompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Dinsdag die 19de Mei 2026. Net hierna sal ek en Aurelia Afrikaner bietjie die nuutste nuus uit Republikein se binneblaaie met u bespreek en bietjie later sal Carla Haak, ons kreatiewe direkteur, hier kom deel oor die bruidspaar kompetisie wat hierdie jaar opwindend gaan wees. Maar bly by ons, daar is nog baie om te geniet hier op Kletskompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug hier in die ateljee met my nou Aurelia Afrikaner. Hoe gaan dit met juffrou Afrikaner? Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie, goed, dankie. Ja. Jy was op die paaie onlangs en daar in Okahanya, storie wat ons in Maandag se koerant gedra het oor die Okahanya begrafplaas. Ja. Wat 'n dwelmnes is. Ja nee, dis die begrafplaas in die dorp en dis een van ons ou begrafplasse dit was die eerste begrafplaas in Okahanya. So dis altyd, 'n mens moet altyd tyd maak vir jou dorp. So ek het tyd gemaak en tog die begrafplaas gaan sien, want die gemeenskap het regtig baie gecomplain oor hoe die plek gelos is. En as jy daar in die begrafplaas moet inloop, ewen voor jy by hom kom, sal jy dink die gras is so hoog dat jy nie jou eie mense grafsteen sal jy eens ook nie herken nie. Sjoe. En dan kry jy 'n huis wat in die middel van die begrafplaas is. Hoe as jy daarin gaan, die goed wat jy in die huis kry. En dis nie iets wat jy tog in 'n begrafplaas wil kry nie, want dis 'n begrafplaas. Dis waar die mense laat lê het om tog in vrede te rus, soos hulle sê. Precies. Maar daar kry jy vir jou bierbottels, dis vir jou wynbottels, dis vir jou sigaretstompies, dis vir jou allerhande snacks so goed. En die mense wat langs die begrafplaas sê, hulle kan ook niks sê nie. Want dan voel die mense mos, wie is jy? Jy is mos in jou yards. Die is mos nie jou plek nie. En die hek staan waawyd oop. En om te dink, die was een van die begrafplaase van Okahanya wat altyd gemonitor was. Jy het net nie ingegaan en gemaak wat jy wil nie. Jy kan ook nie enige tyd jou mens gaan gekreëer het nie. Maar met die wat die hek opstaan, doen almal wat hulle wil. Ek het die PRO van die Okahanya munisipaliteit gevra en hulle het eens ook nie geweet dat die hek opstaan nie, of dat die begrafplaas eens ook nie hek het nie. Hulle sê hulle doen net een keer 'n jaar, maak hulle net die begrafplase skoon, maar dit is ook net eers na die reenseisoen. Nou maar is dit veilig? Byvoorbeeld as ek Dis glad nie veilig nie iemand van het en ek wil die graf gaan skoonmaak. Dis nie veilig nie van 5:00 stap hulle al in om te gaan rook. Soos hulle sê morning session. Stap hulle in en hulle sit op die stoep en daar is 'n stoepietjie, so jy besluit waar jy wil sit jy die front view of die side view. Maar dis glad nie veilig en veral vir mense wat nou hulle grafsteen onthul so 4:00, 5:00 in die oggend, is dit baie onveilig want dit kom hulle uit en dit is mos die tyd wat die skelms mos rond beweeg. Ja. So dis baie onveilig om ewen die begrafplaas toe te gaan. Die enigste tyd wat jy kan gaan is wanneer dit 7:00, 8:00 wanneer die son uit is en wanneer jy at least bietjie movements kan sien. Maar vroeër as dit is dit glad nie veilig nie want hy gras is hoog. So die munisipaliteit daar op Okahanya, hulle neem nie die verantwoordelikheid vir die onderhoud van die begrafplaas. Niks. Die begrafplaas moet mos skoon gehou word. Dit moet en om te dink dat die tariffs
2025 en vir 2026 met 5% opgegaan het, maar dan moet ons So mense nog in dit lê. waarvoor betaal mense dan? Ons weet nie, en dis wat baie bekommerd is van waarna toe gaan die geld. En as die munisipaliteit ook nie ken dat daar nie 'n hek is nie, wys dit dat hulle mos regwaar niks omgee van ons mense nie. Net omdat die begrafplaas vol is, maar dis baie onregverdig vir die mense wat se mense daar lê. Dit is regtig waar 'n baie hartseer storie. dit is. So gepraat van 'n hartseer storie, daar was ook 'n ander storie van jou in Maandag se koerant Ja. oor lewensomstandighede. Ja, daai is nou in Ekunde 6. Ja. Ekunde 6 is nie so ver van die Veilis Hoop af nie, maar dit is 'n lokasie, 'n formele lokasie wat ek sê maar plastiekhuis lokasie van elke huis is 'n plastiekhuis. Praat ons nou van plastiekhuise. Swart plastiek sakke. So, Swart plastiek ons is nie sakke. eens meer by sinkhuise nie. Niks Ons is nie. nou al afgegradeer. Nie in Okanje nie, van ek sê die ander dorpe kan jy sien hulle het se sinkhuisies. Maar vir hierdie lokasie, informele lokasie in Okanje, ek kon dit sê, sal jy elke tweede huis sal jy sien as 'n plastiekhuis. En in hierdie koue, hoe oorleef die mense? En met die vorige reën hierdie jaar aan die begin van die jaar is hulle goed al gespoel van hulle bly ook naby die rivier. Aha. So hulle goed is ook al gespoel. Daar is 'n ouma en 'n oupa wat ook daar gebly het in Ekunde 6, maar hulle het getrek omdat hulle se klein seun vir hulle gedreig het en gesê het hulle sal vir hulle toe uitbrand in die huis. En dis 'n mooi, nie om te sê mooi nie, maar hulle het die plastiek struktuur so mooi gemaak dat jy tog kan sê o nee, regtig. Dis 'n huisie vir hulle. Maar daar's daai wat jy kan sien as nou vasgemaak met 'n Shoprite plastiek stuk net om te connect laat die huis 'n huis kan wees. Ja. En dis 'n seer saak van dubbel ek daar was. Kom die een auntie se dogter en seentjie en ek vra toe nou gaan jou seentjie skool? Sy sê nee. Hy het skool gelos en ek het ook gevra hoekom nie, want ek myself kan ook nie my naam en my van skryf nie. Sê die 42-jarige moeder. As net die meisiekindjie wat nog skool gaan, maar dan sê die auntie nog, ja, ek sien daar het die girl het vir ons daglikse etes het die girl vir ons gaan gesoela, maar die goed wat jy sien wat die mense eet, dis baie seer wat in Okanje aangaan en wat by die Veilis Hoop aangaan, dis 'n baie seer saak en ek dink dis hoogtyd dat die mense moet inkyk in Okanje, van Okanje gaan regtig waar agteruit. Ja. Ons het gedink dit kom by 'n plek uit, maar hy gaan net agteruit. En nou wat die hoofpad sommer verbygaan, dink jy dinge gaan nog erger raak? Daar sal geen ek dink nie daar sal development ook kom nie. Van almal gebruik nou die agterpad, niemand wil omkom nie, want dis ook onveilig vir hulle. En die hoofpad is mos nou 'n korter pad ook. Ja. En daar mos nou 'n service en dan ry jy mos nou net verder ry. So ek dink as die gemeenskap of as die munisipaliteit ook nie vir die mense kan opstaan nie, dan sal ons net agteruit gaan en dit sal 'n ghost town raak soos al die ander dorpe. Ja. Ja, want ek onthou dat die deputy minister van Urban and Rural Development Evelyn het gesê gehad om te dink daar is Okanje as 'n town. Maar om te dink daar's dorpe wat villages het, maar wat vir Okanje ondergedruk het en hulle die munisipaliteit moet wikkel en seker maak dat Okanje nie sy status verloor as 'n dorp met 'n munisipaliteit nie. Ja. Want die ander plekke met village town councils doen ver beter as Okanje, het sy nog gesê. Ja. By Ekunde nommer 6, om en by hoeveel mense bly daar, sou jy skat? Daar moet seker meer as 30 huise wees. Daar moet seker regtig meer as 30 huise wees. Want onthou dis mense wat mos nog nie plek gekry het aan 'n kant nie. So hulle is nou hierdie kant van Ekunde 6 en dis 'n lokasie wat die munisipaliteit kom maar ook nog vir verbeter. Ek sien. Ja. Kom ons praat bietjie oor die nuus in môre se koerant. Een ding wat ek gesien het, wat ek gedink het is baie interessant, is oor Namra, wat sê hulle nuwe stelsel het binne 7 dae miljarde ingesamel. Dis te veel. Roep die stelsel vir ons of hoe is die stelsel gemaak? Van daai bedrag is baie. Imagine dan het hulle mos nou klaar hulle financial year gemaak. Ja, Sjoerd het daar genoem van 747% verhoging
Teenoor gelyk voor laas jaar. Maar die een goeie ding is dat die mense nie meer so lank sal wag nie. Ja. Ja, so al kom jou shipping of whatsoever, dit sal nie meer, ons hoef nie meer 3-5 maande te wag nie. At least is dit bietjie vinniger. So ons kan maar al betaal ons die arm en die been se prys, moet ons maar dankie sê, dit gaan korter wees. Ja, daar is altyd iets goed om na uit te sien. Daar was ook 'n ander interessante storie in Mooiskop. Van Kamanyap. Van Kamanyap. Van Kamanyap wat nie 'n ATM het nie. Ja, die outomatiese tellermasjien, Maar hoe die kan geldmasjien. Ja, hoe kan 'n dorp nie het nie? Die enigste een in Kamanyap wat nou toegemaak is. Ja. Nee, dis 'n hartseer saak. So daar's eens ook nie enige nempost vir die ou mense nie. Die ou mense moet na die volgende dorp toe ry. Maar jy sal mos ook nie hy kry as jy nie die sentjies het om te kan gaan betaal hike nie. Ja. So ek dink dis iets waaraan hulle moet kyk van Kamanyap is 'n plek vir ou mense. So at least as hulle 'n nempost kan oopmaak, gaan dit 'n goeie idee wees. So, daar is baie nuus in môre se Republikein, so geniet dit, gaan kry een en lees dit asseblief en ek sê baie dankie Aurelia. Dis 'n plesier. Dis 'n plesier, ja. En bly by ons hier op Kletskompas, daar is nog baie in stoor vir u. Ons sluit nou net weer by u aan net na die. Totsiens. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Welkom terug en nou 'n vinnige loertjie daarin by die weerkantoor om te sien wat het die weer vir ons in staat vir môre, dis dan Woensdag die 20ste Mei 2026. En op Henties Bay verwag ons sonskyn al die pad van 14 grade tot op 19 grade, swak op Moed ook sonskyn vanaf 14 grade tot op 17 grade, Walvis Bay vanaf 15 tot op 21 grade, Reebos sal dit gedeeltelik bewolk wees vanaf 12 grade tot op 26 grade in ag van die temperatuur, Mariental ook gedeeltelik bewolk vanaf 14 tot op 27 grade, Keetmanshoop sonskyn daar vanaf 16 tot op 27 grade, Arnos gedeeltelik bewolk vanaf 15 tot 27, Loedrits gedeeltelik bewolk vanaf 14 tot op 20, Arnhemsvlei vanaf 15 tot op 27 gedeeltelik bewolk en ook gedeeltelik bewolk op Aranjemund waar die temperatuur tussen 13 en 20 grade sal wissel. Verder verwag ons op Katimamolilo gedeeltelik bewolk vanaf 15 tot op 29 grade môre, Rundu vanaf 15 tot op 29 grade en Hana ook gedeeltelik bewolk vanaf 18 tot op 30 grade, Oshakati vanaf 19 tot op 27 grade gedeeltelik bewolk, Ruakana vanaf 18 tot op 31 grade ook gedeeltelik bewolk. Dieselfde in Tsumeb vanaf 16 tot op 27 grade en Otjiwarongo, daar verwag ons reën vanaf 12 grade tot op 25 grade en ag van die temperatuur. Omaruru vanaf 15 grade tot op 27 grade, Windhoek hier in die hoofstad vanaf 11 tot op 23 grade gedeeltelik bewolk en ons verwag reën op Gobabis môre Woensdag die 20ste Mei, die temperatuur tussen 16 grade en 25 grade môre. Business First Africa is a forward-looking business show that goes beyond balance sheets to capture how Africans are building, creating, and living. Afrotech explores innovation, AI, and digital systems shaping the continent's economies. Brave and Building profiles Namibian entrepreneurs and businesses transforming industries and urban spaces. Creative Capital spotlights creatives and the creative economy, unpacking how culture becomes value. Africa in 10 delivers a sharp roundup of key developments across the continent. Don't miss Business First Africa, because it's not just business, it's life.
Welkom terug en in die ateljee met my nou Carla Haak, ons kreatiewe direkteur. Sy is 'n baie besige dame en Carla, welkom. Baie dankie ook toe. Dankie. Een van jou baie projekte is ons komende bruidekompetisie. Vertel ons meer. Yes, ons is verskriklik opgewonde oor hierdie. Natuurlik hardloop Republikein dit al vir 'n hele paar jaar met baie groot sukses. Is die eerste jaar waar ek nou bietjie betrokke kan wees, so ken vir my, ek wil mos flip it on its head. Ja. So ons gaan regtig groot hierdie jaar. Baie inskrywings al gekry, so ons is very excited, natuurlik beautiful bruide en al die mooi wat kom met troues. Maar wat ons wel gaan doen, wat bietjie anders is as die vorige jare, is ons gaan dit by die CST Expo launch. Waar ons die wenners gaan aankondig met 'n baie mooi event wat ons gaan hou daar. Lekker. En dit is van 2 tot 4 September en ons is verskriklik opgewonde. Ja. Een van die veranderinge hierdie jaar is 'n fokus op die geloftes. Yes, ja. So ons het bepaal dat ons graag meer 'n konsep wil koppel aan, jy weet wat bruide en bruidegomme vir mekaar sê wat dit so spesiaal maak, en toe het ons daarop neergekom om geloftes, beloftes te gebruik as ons kernpunt. Want dit is tog maar die mooi, dit wat ons vir mekaar sê, jy weet, dit is the real deal, jy weet, en so dis absoluut waarmee ons hardloop. Ons wil tale celebrate. Engels, maak nie saak wat jou taal is, ons wil jou celebrate, want liefde in jou taal maak saak. So dis ons groot konsep. Dis pragtig. Yes. Maar nou as ek meer tradisioneel getrou het en gegaan het met die voorgegewe beloftes, kan ek nog altyd meeding. Maar natuurlik, ons verwag net dat daar ietsie mooi gesê word in jou taal. Ja, Okay. nee, absoluut. Almal is welkom. Ons nooi vir almal uit wat van verlede jaar af getrou het tot en met nou. Almal is so welkom om in te skryf en ons wil vir almal vier ook. Jy weet, dit is so 'n spesiale dag in mens se lewe en die begin van jou forever after en ons wil jou vier. Ja. Pragtig. Nou, jy het genoem van die CSR waar die geleentheid gehou kan word. CST, sorry. yes. Dit is nou weer vir creative. Yes, so CST staan vir Creative Sport Tourism. Okay. So dis 3 sektore wat ons vat en ons half, ek wil amper sê, merge dit nou in een expo in en ons koop absoluut in die visie van ons president in. Ons was gelukkig genoeg om 'n paar weke terug vir haar te ontmoet en toe het ons vir haar vertel van hierdie en sy is so ondersteunend van hierdie idee dat ons hierdie sektor so wil promote, ek meen vir job creation en wat ook al dit vir ons kan bring. So hierdie is regtig om die creative van die Namibiërs wat creative is te promote, om toerisme te promote en sport in ons land. Ek sien. Yes. En dan die kompetisie nou, die geleentheid wat daar gereël word. Wat kan die mense verwag? Heerlike goeters. Wat ons wel bietjie anders hierdie jaar doen met CST is ons gaan byvoorbeeld workshops inbring. Ons wil graag hê iemand wat bedryf het in sê nou maar film of fotografie, jy kan kom en 'n workshop gee en dit help weer mense om te leer, jy weet, hulle kan dalk 'n toekoms daarmee bou, so ons wil workshops inbring, ons gaan kosstalletjies, musiek, live, ons wil baie graag ons Namibiese kunstenaars en musiek ook uitbring, laat hulle kan kom optree, ons wil hulle sien, ons wil hulle hoor, so dit gaan regtig groot wees, dit gaan 'n heerlike partytjie wees, saam met die workshop, so we're combining lekker en educational in een. En die bruidspaartjies wat nou deurdring tot op die finaal, kom hulle in hulle se trourokke aan of hoe? Wat is die plan? Dis eintlik maar nog 'n verrassingkie daai, maar ja, dit is die verwagting. Ons wil sien hoe mooi jy gelyk op jou dag, so hulle gaan kom met hulle rokke en vir ons bietjie paradeer. Okay. En dan wat ons ook wil doen is ons wil ook Namibiese vendors inkry. Ons wil bloemiste adverteer, ons wil fotograwe adverteer. Ons wil vir almal 'n oomblik gee
waar jy kan sê dis my bedryf, dis wat ek doen in die troubedryf, jy weet. So ons wil vir almal hulle oomblik gee om gesien te word saam met ons bruide, bruidegom. Dis 'n baie interessante idee wat jy daar noem, die troubedryf. Die troubedryf. Ja, baie geld in die troubedryf. Ja. So dit behels seker ook die mooi maak van die perseel en allerlei tipe. Yes, 100%. So wat baie lekker is van die groep waarin ons is wat nou die expo launch is ons gaan alles manage van die bemarking af deur na die events toe. So die events is dan nou daar is een van ons groepe wat dan nou natuurlik die opstal gaan doen of die opstelling gaan doen, die stalletjies, die mooi maak. So al daai is gecover. Jy kan amper net kom en jou produkte of dienste bring en ons gaan vir jou Pragtig. groot naam gee. So daar is nog 'n geleentheid vir paartjies om in te skryf. Wat is die 100%. proses? So dis 'n baie eenvoudige proses. Daar's nog baie tyd oor om in te skryf, so asseblief almal skryf in. Dis 'n eenvoudige proses. Jy gaan na ons webtuiste toe. Jy stuur vir ons jou geloftes deur, jou beloftes, met foto's van die mooi dag wat jy gehad het. Jy sê submit en daar gaan jy's ingeskryf. Okay. Ja. Maar seker ons verkies seker duidelike foto's waar 'n mens die gesiggies Yes, baie duidelike foto's, high resolution foto's. Geloftes moet nou ook nie 3 blaaie lank wees nie. Maar kort en kragtig, hoë resolusie foto's en dan is jy out for a way. Soek julle ook video's? Ek meen video's is welkom, maar ons gaan regtig fokus op die foto's want ons gaan al die foto's publiseer van almal wat inskryf. Ek sien. So ons wil regtig graag hê almal moet gesien word en dan gaan ons dit nou vat na ons top 30 toe, top 10 toe en dan Wonderlik. Yes. Nou, dis nou jou eerste jaar wat jy betrokke is. Wat is jou hoogtepunt dusver en waarna sien jy uit in terme van hierdie kompetisie? Sure, my hoogtepunt is absoluut maar dis oor ek nou maar my bedryf ook was die conceptualizing van die idee. Ja. En dan nou natuurlik om die nuwe look and feel aan mekaar te sit, was vir my baie exciting want ons het regtig veral oor Devil Wears Prada 2 wat 'n jaar uitgekom het hoe ons gegaan het vir daai Vogue klassiek, okay. beautiful look. So dit was vir my die lekker deel van alles tot dusver en natuurlik om almal te sien wat inskryf. Ja. Ek meen daar's die ongelooflikste koppels wat inskryf. En ons is net verskriklik opgewonde van waartoe hierdie ding kan gaan en laat dit jy weet net groter gaan groei elke jaar en laat ons vir Namibia op die map kan sit as die destinations van troues in die wêreld. Ja, nee, ek het nie Ja. daaraan gedink nie. Ja. Destination weddings. Exactly. Ja. Kom Namibia toe, kom trou hier, ons het die mooiste venues ever. Wonderlik, Ja. wonderlik. Het jy nog 'n laaste boodskapie daar vir ons lesers en luisteraars en kykers? Ja, baie dankie Oketo. Ja, ek wil maar net sê asseblief skryf in vir die bruidspaar van die jaar kompetisie. Ons is baie opgewonde om julle te ontvang. Almal is so welkom. Jou taal maak saak en ons sien julle gou weer. Ons sien julle gou weer. So geniet nog hierdie laaste stukkie en ek sien julle nou net. Daar is dit en daar het julle dit. Dit was dan nog 'n uitsending van Klets Kompas. Ons het dit so geniet, Saraya Mentor en ek hier in die ateljee en met ons gaste. Ons hoop julle het dit ook geniet en natuurlik kan julle môre aand weer by ons aansluit om lekker saam te kom klets hier op Klets Kompas.